Hoeveel van ons kinders in vandag se tyd ken die woorde om te sê, papa en mamma moet eers bid. Of is jy so besig met ander wêrelddinge in die lewe, dat jy dan by uitkom nie. Hoeveel van ons in hierdie lewe is so besig, dat ons kinders al uit die huis uitgegaan het, dan weet hulle nog nie eens hoe lyk die kerk aan die binnekant. Want ons is besig, te besig. As 'n spreekwoord wat sê baie keer die mens liefhebbers van genot geword, in plaas van liefhebbers van God. En ek wil vanmôre weer vir julle sê, geliefdes, ons kan hoe ryk wees. Ons kan hoe slim wees in hierdie lewe. As jy God aan jou kant het, beteken jy niks. Jy kan elke Sondag opgaan na die huis van die Here toe soos jy wil. Jy kan gaan na bidure toe soos jy wil. As jy gaan en aansien, dan mors jy jou tyd. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, as jy gaan na die kerk toe, om te sê, maar kyk, ek was nou hier gewees, ek het my offerhand of my tiende gee, en kyk wat so mooi ou baadjie het ek aan, of wat so mooi rokkie het ek aan vanmôre, en jy weet, my kar is mooi blink gewas, ek gaan maar laaste ry, dat almal moet sien waarmee ry ek weg. Die woord van die Here sê, jy het jou loon klaar weg. Ons moet in nederig gaan, halleluja. Ek wil net vir ons een gedeelte uit Filippense 3 lees vinnig, wat hy sê, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as hulle anders gesind is, laat God dit ook aan hulle openbaar. God wil hê ons moet eensgesind wees in die gemeente. God wil hê ons moet eensgesind wees in die kerk. Wie is die kerk? Nie die gebou op die aarde nie, ons as mense is die kerk. En die woord van die Here sê in Filippense praat hy so, en as jy waarskuwing, die opgave sê waarskuwing, die apostels waarskuwing. Hy sê dit so mooi, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. Filippense 3 vers 15. En as hulle ander gesind is, laat God dit ook aan hulle openbaar. Die Here wil hê, halleluja, ons moet eensgesind in die kerk wees. Eensgesind in die kerk wees. As hy spreek wat ek baie gesê, wat hulle sê van nuuskierigheid is die kerk geleeg in die tronke vol. Maar geliefdes, hoeveel van ons mense kom in vandag se tyd werklik waar, en ons gaan na die huis van die Here om seën te ontvang. Hoeveel van ons stap die Sondag uit die kerk uit, en as ons in die kerk kom sê, het jy nou weer gesien, Suster Anna sê so, ek hoop jy sê Suster Anna, ek vat 'n voorbeeld. Of Kosie sê so, of Pietie sê so. Het jy nou gesien hoe daai tannie se hare gelyk? Het jy nou gesien hoe daai dit gelyk? Ek het eendag het 'n van mense in ons kerk gesien, toe ons in die Vrystaat, het ons die gemeente gehad het, was daar altyd 'n oom en tannie wat gemou het. Jy weet, pastoor, ek kom maar eerder in die kerk toe nie. Wat as ek so sing en ek kyk dat tannie Anna vat, dan weet jy dan voel dit of ek al wil verwir. En eendag toe gaan ek toe sê vir my suster, weet jy wat, as jy saak reg is besom met God, kom kerk toe, sit jy heel voor in die kerk, dat jy nie in hulle vaskyk en dan bid jy verder. Hoeveel van ons mense skeer kerke uit ons eie foute in ons lewe? Hoeveel mense skeer mense uit mekaar uit deur die woorde wat gespreek word? Die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Ek het gister met mense gedeel, ek wil 'n bietjie net noem voordat ek verder gaan. Die woord van die Here sê so duidelik, sê hy, wie die een wat 'n struikelblok is vir die ander ene, daai bloed sal op jou hande wees. Dis maklik om hier te speel of hier te sit of te staan en goed, maar wat sing ek hier, wat preek ons? Preek ons reg om die mense tot stigting te bring, of ons 'n dame afbreking of afkraking te wees. Dan val daai broer en hy sit en sê, ek gaan maar lekker na die Here toe, ek verpraat ernstig vanmôre, nie met julle, ek praat met die kerk, want ek saai dit uit oor die wêreld. Ek wil vanmôre vir sê, die mense, luister wat ek vir sê, ag jy weet ek, worry mos, hy moet hom nou maar gewip het, ag sy moet hom maar gewip het, ek gaan lekker kerk toe. Die woord van die Here sê, wie die een wat die struikelblok was. Wat het jy veroorsaak om daai persoon by die huis te sit? Die woord van die Here sê, jy sal vir rekenskap gee vir daai een se siel. Al staan jy hoe lank in die kerk, al speel jy in die orkes, al sing jy op die kerkraad, anders jy op die uitvoerende raad, anders jy op die susters raad. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis hierdie klein jakkalsie wat die wingerd verwoes op die einde van die dag. Dis waar. Wie het jy toegelaat dat hy vir jou gestruikel het en seer gemaak, in plaas van gesê, man, kom, ek gaan stig daai broer of daai suster. Ag jy weet jy, ek gaan nou spytevol wees. Ek sal nou hierdie ou tannie mos nou kwaad. As ek so voor haar sit, vandag gaan ek nou lekker voor en ek gaan nog begin rondswaai. Was ons nie jong gewees en spytevol nie? Baie het al gedoen.
Jy weet, ek sal nou vir my, hierdie ou tannie is nou, sy lyk nou nie, as ek in my Bybel so maak, en vandag kan ek dit nog meer maak. Wat help dit jy kerk toe gekom? Wat help dit jou, jy kerk toe gekom? Wat baat dit jou? Dit baat jou niks nie. Maar ek wil vanmorgen sê, ek so mooi gedeeltjie wat ek ook wil leer, wat vir my so pragtig is, halleluja. En ek wil vanmorgen sê, dit is toch stikking vir my gewees. En ek weet, dit gaan tot stikking vir jou ook weer. Daar is 'n woord, spreekwoord in die lewe wat sê, die keuse is joune wat vanmorgen is. Ek en jy het 'n keuse wat ons gaan maak. Ek en jy het 'n keuse of ons gaan stil staan na die duiwel ons vertrap, of gaan ons werklik aangaan, dat ons die dinge bereik wat die Here wil hê ons moet bereik. Ek en jy het 'n keuse om te sê nee en om te sê ja. En weet jy, vanmorgen die Here Jesus, elkeen van ons wat hier sit, elkeen van die wat daar buite is oor hierdie wêreld, die Here het jou geroep op 'n dag, of op 'n tyd. Maar die Here sê, hy het jou waarlik lief. Hy is bekommerd oor jou siel, halleluja. En dis ook wat die Here Jesus by jou staan. Ek het so 'n mooi gedeeltjie wat hy ook sê in Johannes 10 sê, en ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Elke mens het die reg om iets aan te neem, of te weier. Ek wil net hierdie gedeelte met u lees. Christus roep alle mense tot verlossing, maar elkeen het 'n vrye keuse om dit aan te neem, of nie. Dit is 'n keuse wat elke mens vir homself moet maak. Niemand kan dit vir jou doen nie. En hier is 'n mooi gedeelte wat ek wil 'n bietjie praat oor Jakobus en Johannes. Jakobus en Johannes was saam met hulle vader Zebedeus in hulle skip toe Jesus hulle roep. Luister mooi, toe Jesus hulle geroep het. Terwyl ek hierdie gedeelte so lees en ek bewys dit so, sê hy so mooi verder, hulle kon verskonings uitgedink het om nie saam met hom te gaan nie. Maar hulle, Jakobus en Johannes, hulle het sy Jesus sy uitnodiging gretig aanvaar. Hulle het opgespring en hulle het gehardloop. Terwyl hierdie twee broers saam met hulle vader in 'n skytjie is, miskien het hulle dalk kos gehad het. Laat hulle 'n visie wou gevang het en moeder het 'n broodjie gemaak. Om te sê, kyk of jy vir ons iets kan gaan haal. En hierdie twee seuns is saam met hierdie vader in die skyp, wat vir hulle belangrik is. Dan kom die woord van die Here, hy sê, jy, wat jou pa en jou ma, jou boetie, jou sis, jou oom en tannie boom my lief het, is my nie waardig nie. Wat 'n harde woorde, jy moet jou almal lief hê, deur jou vader en moeder. Maar weet jy, terwyl die Here Jesus kom en hy staan daar, en hy roep so uit, hy sê, Jakobus, Johannes, kom volg my, kom hier. Toe besef daai twee manne, hierdie is iets, wat geld, goud en silwer nie kan koop nie. Hulle het nie bespotting gemaak met die uitnodiging nie. Baie mense kom en maak bespotting met uitnodiging wat in die kerk is. Ag, kyk hoe daai ene talig, daai ene dalk omgeval, daai het so gemaak, bespotting. Maar die Here kom en hy raak daar, maar hier staan hierdie twee broers, en dan Johannes kon daar besig, Jakobus kom vir Johannes sê, ag Johannes, weet jy wat, bly jy by papi, dan kyk jy dat alles mooi gaan, dan gaan ek so lank. Want daai twee broers, hy sê so mooi, laat hulle sy uitnodiging gretig aanvaar. Weet jy wat ek gesê, papi, ons moet saam, liewe Jesus, die Here sal jou beskerm, papi, ons is nou weer terug. Daar's tyd vir alles. Maar hoeveel te meer van ek en jou word elke Sondag, is daar 'n uitnodiging wat roep, wanneer daar 'n kerkklok lui, of wanneer daar is om te sê, ek roep jou na my werk toe, maar nee, ek het verskonings. Jy weet, ek wil nou eers gou, ek het 'n vrou getrou en ek moet saam met haar gaan, so die woord van die Here sê, in Markus, Matteus op. Jy weet, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet hom bewerk. Jy weet, ek het nou 'n huis begin bou en ek wil hom net gou klaar maak. Maar jy sit hierdie twee seun en hulle besef, maar hoorie, miskien kan in die laaste uitnodiging weer, kom ons vat dit aan, ons gryp dit. Wie sê vir jou vanmôre, jy gaan vanaand nog hier sit? Wie sê vir jou en vir my, ek gaan volgende Sondag dalk hier staan? En hierdie twee mans besluit so, en hulle sê as twee seuns, ons gaan liewe Jesus volg. Papi, ons sien jou later. Papi, ons gaan jou nie los nie. Papi, wag net so 'n bietjie. Gaan kyk of jy nog ou visie kan vang. Ons is nou terug. Daar's tyd vir alles.
as ons klaar is met dit wat die Here Jesus vir ons mee wil bedien, kom ons terug en as papi, as jy nie reg gekom het, dan help ons jou vang. Hy sê so mooi hier, so halleluja, wat vir my so mooi. Wanneer 'n mens so positief op Jesus se roepstem antwoord, en dit was vir my harde woorde, wanneer jy positief die Here se uitnodiging aanvaar, en ek wil vanmôre sê, baie mense, vind ek dit in wat ek nou gaan sê, ontstaan daar 'n besonderste band van loyaliteit en liefde tussen jou en jou verlosser, laat niks tussen jou en jou verlosser inkom en jou laat wegtrek. Halleluja. Niks. Jy weet ek is nou 'n bietjie besig. Jy weet ek is nou 'n bietjie lang naweek. Jy weet hoeveel baie lang naweek in die jaar. Daar's baie verlof in die jaar. Jy weet ek ben nou 'n bietjie, ek moet dit. Wie sê daar gaan geleentheid wees om volgende Sondag in hierdie kerk te sit? Kyk wat het in die daarbo in die land buiteland gebeur, daai oorlog. Hy mense het opsit, ek het maandag aand, jy kan gaan kyk op my Facebookblad. Ek het verlede Woensdag maandag aand, het ek met dit is 'n live, dit was mos maandag aand, ja, het ons ja, vorige keer het ek 'n live uitsending gehad met op die ons sien se mense wat daar sit, dan praat met die vroutjie, dan sy sê sy sit so en voel goed, sê sy, hoor sy hoe val die bomme, al ons het Skype gehad, waar ons 'n uitnodiging gehad, ek het dit op my Facebookblad, waar oor see met hulle gepraat het, en met hulle gedeel het, en wat vanmôre vir sê, geliefde, pas op, dan daar nie meer 'n uitnodiging gaan kom van die Here, wat gaan ek en jy dan maak? Maar verskoning, jy weet, Annie maak my kwaad, Sannie maak my kwaad, Pietie maak my dit, jy weet al hierdie Here groep, ek gaan by die huise, ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, Jesus breek alle bande, en hy maak my vry, hy maak my skoon, halleluja, hy tel my op, halleluja, die Here sê met vir mekaar bid, vir mekaar opstaan, halleluja, daar is geen wonderlike tye, as die eerste oomblik nadat jy Christus sy uitnodiging aangeneem het nie. Ongelukkig is daar nog talle mense wat disippels wil word. Hoor mooi. Ongelukkig is daar talle mense wat disippels wil word, maar dan vasgevang word in onbelangrike byeenkomste. Hulle wil, ja nee pastoor, ek is so bly toe, jy's 'n wonderlike pastoor. Hoe is 'n wonderlike gemeente gaan saam met julle inval. Om te begin is die maklikste ding in die wêreld, om te eindig, te volhard. Ek het al baie keer vir mense gesê, wanneer hulle sê, weet jy, die kerkspad, wat sy naatheid, dan sê ek, wees versigtig wat jy sê, wees versigtig, gaan kyk oor 4 maande, oor 5 maande, oor 6 maande, aanvaar hulle nog die uitnodiging van so wat Jesus die eerste keer het vir hulle gegee, aanvaar hulle nog 'n uitnodiging te sê, ek en my huis sal die Here dien, ek en my huis sal opstaan, halleluja, glory to God. Maar hy sê, die tragiese gevolg hiervan is altyd verdeelde toewyding. Hoe is jy verdeeld? Want wanneer daar word gepraat word, of jy word vermaan, dan kom 'n verdeelding in die kerk. Wie sê pastoor nou vir my te sê, ek kan nie 'n lang naweek van. Wie is nou daai broer van die kerk om vir my te sê, dis hulle werk om dit na te gaan. Hy is jou baas, hy is jou eie, verstaan wat ek bedoel. Maar nou dan kom dit hierso, en dan kom hierdie verdeeldheid in die kerk in. Die verdeeldheid kom tussen jou en my. Die verdeeldheid kom tussen boetie en sussie, pa en ma. Hoekom? Halleluja. Omdat jy nou besig is om weg te trek. Daai uitnodiging wat jy die eerste keer aanvaar het, is nie meer binne nie wat ek nou hier gelees het. Daar ontstaan daar 'n besonderse band. Hy band wat in daai tyd gaan, is nie meer besonder tussen jou en die Here nie. Dan kom dit in hierdie lewe en dan gebeur dit. Halleluja. Sê, baie aanvaar die Heiland se uitnodiging tot disippelskap, maar weier dan om die Christelike weg te volg. Ek wil 'n kind van die Here wees. Jy weet, naweek is my tyd om te relax. Naweek wil ek 'n bietjie daar langs die dam gaan lê. Ek sê nie, daar's fout daarmee nie. As jy vakansie het eenmal 'n jaar of as tyd, dan halleluja. Geliefdes, ek het voordat ek in hierdie geweldige ongeluk dat julle almal van weet, ek het vir baie lank gewerk. Ek het maandag 36 geskop, te Woensdag gewerk. Ek het in 5 jaar se tyd nooit in my lewe een siekbrief op die baas se tafel gesit nie, nooit. Nooit in my lewe nie. Ek het deurgewerk, dat ek nog die bediening in Gansbaai. En my baas is kinders van die Here, dan sê hy vir my, dis reg vir, dan gaan ek kerk doen, dan hou ek my uniform in die kar, dan doen ek die kerk. As die kerk so buite is, hulle drink koffie tee, dan klim ek in my uniform, dan gaan ek werk toe. Vanaand kom ek by die huis aan eet, of
As 'n dagskof is, het ek in die nag het ek die Here gedien. Ek het die een keer gesê, maar ek is moe. Ek het 36 ure gewerk. Ek gaan die Here bietjie los. Ek gaan bietjie iemand anders te kry om die kerk te doen nie. En ek is nie skaam om vanmôre te sê, nog nooit 'n siek brief tot die ongeluk wat ek gehad het ek 'n brief op aan die tafel gesê, ek is nou siek nie. Nog nooit, dankie Here daarvoor, daar was tye wat jy sleg gevoel het. Maar hoekom? Die uitnodiging het ek aanvaar, sodat ek kan staande bly. Ek het die uitnodiging aanvaar, want hulle voorsien vir my om kos op my tafel, alhoewel dit die Here is wat alles in die hande het. Wat besef jy nie vanmôre nie, alles is in die hande van die Here. Wat gaan jy maak as jy môre opstaan en jou werk sê, sorry, ons is bankrot. Dan wil jy na die Here toe hardop en die uitnodiging aanvaar. Wil jy dit dan doen? Wat gaan jy maak as die Here sy aangesig op jou draai? Hy sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Dis wat die woord van die Here sê. Hy sê, gaan weg, ek ken jou nie, halleluja. Maar hy sê hier so mooi, waarom nie die Christelike wet volg nie. Hulle bied talle verskonings aan, om hulle optrede te regverdig. Hoeveel mense, hulle sal beklei met jou, hulle sal met jou stry, om hulle optrede te regverdig, klaar. Tot die dood is hulle, my optrede was reg, dit het niks met jou te doen nie. Maar waar is die verhouding tussen jou en God? Waar is die verhouding? As jy dan voel, jy kry by een kerk net pap, gaan soek dan 'n kerk waar jy pap en vleis kry. Ek het jare terug het 'n pastoor na my toe kom, hy sê vir my, pastoor, ek kan nie glo jy het so baie mense. Ek sê vir pastoor, miskien kry hulle net pap by jou, maar by kry hulle pap en vleis. En T-bones ook om te eet. In die gees. In die gees. Wat baat dit, wat help dit vir my en jou, om elke Sondag na die kerk toe te kom, en ons oneenigheid. Wat baat dit, jy gaan op na kerk, en jy weet jou broer is kwaad vir jou of jou suster. Ek vat voorbeeld, praat van by oor die algemeen. Maar weet jy hoe lekker is dit om vanmôre op te gaan staan, en jy weet, ek kan net die broer van my ou drukkie gee, die suster. Ek wil net vir hulle ou drukkie gee. Ek wil net daar by die kerk. My suster, ek is lief vir jou, my broer. Eendag sê ek ook vir die suster, sê, behalwe vir ek is lief vir elke suster nie. En die ou tannie kom na my toe, sê, pastoor, maar hoe praat jy nou van die kans van, jy kan mos nie vir 'n vrou lief wees nie. Ek sê, tannie, daar's 'n verskil tussen Jesus liefde en verlief. Ek sê, ek het vir geen vrou gesê, ek is verlief op jou nie. Ek sê, ek is lief vir jou. En sy kyk my net so. Ons met die liefde van Christus in ons hê, teenoor mekaar, dan aanvaar ons daai uitnodiging om op te gaan na die huis van die Here. Elke keer om te sê, ek kan nie wag om te gaan, Here. Maar die gevolge is altyd dieselfde. Die bietjie liefde wat hulle vir Jesus Christus gehad het, kwyn en sterwe, met elke verskoning wat jy het om die kerk toe te gaan. Om elke verskoning wat jy het om nie op jou neer te gaan in die aand om te bid nie. Verdwyn, verkwyn, hy liefde van Jesus. Nader dan besef jy maar, weet jy, ek was gister laaste in die kerk toe my sussie getroud het, of my neefie getroud het, of toe ouma oorlede was, toe was ek laaste in die kerk. Hoekom? Want hy liefde het verkwyn. Hoekom? Omdat die wêreld dit gesteel het, wat God vir jou op 'n tyd gegee het, wat ek en jy nou moet gekyk het, en aan ons gewerk het, om te sê, ons gaan nie laat die duiwel, dit wat die Here vir ons gegee het, by ons steel nie. Halleluja. Hulle geloof verswak, en wat 'n heerlike vennootskap kon wat 'n heerlike vennootskap kon gewees het nou weggeval. En iets heerliks wat jy in die Here kon gehad het. Halleluja. Halleluja. Hy sê verder, onthou, niks en niemand is so belangrik dat jy hulle tussen jou en jou herder durf. Ja, amen. Geliefdes, hoeveel van ons laat dit nie toe in ons lewe? Hoeveel van ons liefdes? Ek weet dat baie mense wat sê, maar jy weet so en so. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, om die aangesig, en ek sê vir hierdie gemeente, dit het tyd geword, om die aangesig van God te soek, soveel as wat jy kan, halleluja. Soek jy aangesig van God, geliefde. Die duiwel is daarop uit. Ek gaan oor die land, jy kan gaan kyk op my Facebook, ons het al ver oor die 3000 kerke het ek al bedien. Die kerk is besig om leeg te loop, want die mense gee die duiwel, halleluja, die eer en die toestemming om dit te doen, want dit begin by hulle. Die kerke oor die land wat ek ingaan, wat 7 mense sit, 8 mense sit, 10 mense sit. Daar's kerke waar ek ingaan, waar daar 7000 mense sit. Dis geweldige entertainment. Maar nou wat vra ek jou weer, wat baat dit jou? Jy het al hierdie goed gewin, maar jy het Jesus verloor. Wat help met jou kerk is elke Sondag oop?
elke Sondag is daai vreeslike pad oop. Maar die mens binne is rou, is seer. Ja. Ek vra jou, dan gaan ek nou weer terug wat ek nou gesê het. Weer die een wat 'n struikelblok is vir 'n ander ene. Daai een se bloed sal op jou hande wees. O, daai persoon sal nooit hierna toe gaan nie, want hy het hom gewip. Hy het hom in 'n kring getrek daar, nou sit hy by die huis en ek staan lekker in die kerk. Die woord van die Here sê, jy wat daar staan, wat jy daar verwag, sal nie daar ingaan nie. En die wat nie daar verwag, die sal daai dag ingaan. Ja. Here, ek verstaan, ek sê nou dat vir 'n broer praat ons so, en ek praat so, ek sê vir hy sê ja, maar jy weet, hy sê hierdie broer, en hy is so kwaad, halleluja, hy sê kwaad, hy sê ja, as ek hierdie broer kan kry, wens ek kan hom verwirk, en ek sê vir hom, ek sê my broer, kom gaan maak jy nie reg met hom nie, hy sê nee, maar ek weet nie waar is hy nie, ek sê presies, ek sê wie sê nie daai broer, wat jou seer gemaak het, is al in die hemel nie. Wie sê nie daai broer wat jou seer gemaak het, is dalk 'n pastoor iewers oor die land nie, of hy dalk miskien 'n sendingwerker, of 'n evangelis, hy sy hart vir die Here gee, net so min as wat jy weet waar hy, so wie weet hy waar jy is, dat hy kom regmaak, maar hy by die Here Jesus reggemaak, sê Abba Vader, seën my boetie wat ek seer gemaak, maar jy sit met die kwaad in jou hart, jy sit met die wrok in jou hart, jy sit met hierdie by wat jy wil seën, halleluja, want daai een is jou vooruit, wat baat dit jou? Dit baat jou niks. Ek wil vanmôre weer vir u sê, geliefdes, kom ons hou vat aan die voete van die Here. Die woord van die Here sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Amen. Dis lekker om 'n kerk vol te hê, maar ek wil vanmôre sê, ek het al baie keer in my lewe gesê, halleluja, ek hou eerder met 10 mense wat ware kinders van God is kerk, as met 10,000 mense wat jou al jou dae van jou lewe gee. Hoekom? Want ek het daai dooriging ervaar. Ek het gretig hierdie 2 broer Jakobus en Johannes kom, en hulle hoor hy stem van Jesus. Gretig. Jy vanmôre jou oë maak, jy sien hierdie son so skyn. Het jy dit nie gretig aangegryp en sê, "Sjoe, Here, hier's nie bomme wat val, skote wat lag. Hier's nie storms en goed, die Here, ek het die geleentheid om op te gaan. Nee, sorry, ek gaan 'n bietjie rus, want jy weet, môre begin my werk." Maar jy sal nooit môre jou baas bel en sê, "O meneer, ek gaan 'n bietjie rus, want as jy so 'n goddelike diens gehad, ek is bietjie moeg." Jy gaan dit nie doen nie. Jy gaan nie. Daai baas wat sê, "Hoor net, word jy vir jou kop af, jy het die bed afgeval, of iets gebeur." Moet ons veel medisyne kry. As jy nie kom, die fire het jou. Maar hoeveel sê vir die Here Jesus, ek het gisteraan braaivleis gehad, ook is so lekker geëet, kyk waar staan my pensie, en jy weet ek het so 'n bietjie sooi brand, want ek het so 'n bietjie te veel van die vet geëet, ag jy weet ek moet nou hierso by die huis bly, want ek moet die hele tyd 'n orangetjie kry, of 'n Inox drink. Here, ek gaan so môre weer. So werk die duiwel met die mens. Werk hy met jou, sonder dat jy regtig agterkom, wat hy besig is om met jou te doen. Hy beïnvloed jou bietjie, stadig. Hy brainwash jou. Hy werk so. Dis sit op ons, dit my en jou plig is, om aan die voete van die Here Jesus te bly, om te sê, Abba Vader, ek vra U mooi, help my. Here, ek vra, dra my deur. Here, ek vra, seën my. Here, genees my. Baie as ek so binne sê ek altyd, Here, red my van enigiets wat nie van U wil is. Amen. Here, red my. En vir my is dit dalk miskien reg om 'n glasie water te drink. Ek vat nou 'n voorbeeld, maar vir die Here is dit dalk nie reg nie. Maar ek weet dit nie. Dan sê Here, red my dan van iets wat ek nie weet, wat ek verkeerd doen, en ek weet dit nie. Hoekom? Dat ek in lyn met die Here Jesus kan kom. Amen. Die woord van God sê so. Hy sê dis nie almal wat sê amen en halleluja, maar daar ingaan. Geliefdes, weet jy nou die aand toe ek so ernstig bid, halleluja. En ek wil dit vir jou noem vanmôre, halleluja. En die Here met my praat, halleluja. En die Here vir my so erg in sy kerk, en ek sê dit sy dit, halleluja, ek weet nie of hulle my gaan afval wat, maar weet jy, baie kerke het vir die Here Jesus vergeet. En dan hulle wil net in aansien wees. Die weer is prop en jy weet, dit word oor die televisie uitgesaai. Daar's niks fout daarmee. Maar weet jy, ek het in kerk al gegaan, maar dit is so versigtig moet wees, want jy weet al die kameras is op jou. Die hele wêreld kyk na jou. O, dit moet so, dat jy nader te show voor sit wat eers is nie, net om 'n mens te behaag daar buite. Ek wil nie 'n mens behaag, ek wil God behaag. Amen. Ek sê nie daar's fout daarmee, dis pragtig. Ek saai al my goed uit. Maar ek saai dit met nederigheid en met die gesag van die Here. Halleluja. Ek het nie nodig om te sê, o, jy weet, so die Here sê vir my baie van die kerk in die wêreld
Het weggetrek van my af om aansien te kom. Baie kerke. En ek wil vanmôre sê, die tyd geword dat die wêreld terugkeer na die ou dae. Die wêreld in die ou dae, geliefdes, toe ons klein was, het ons 'n uur, 2 ure voor die tyd kerk toe gegaan. Dan kry ons net sitplek. Want dan gaan jy 2 ure na die kerk, is die kerk nog leeg. Dat ons gesin, dan kom ons binne in kerk gaan, dan begin die profete, begin hulle te werk. Dan kom hulle nog voor die dienste begin, dan begin die profete weg. Hulle haal jou in die bank en sê die Here sê so. As jy vandag sê die Here sê so, wat doen hulle? Gaan kla jou aan. Hulle gaan gee jou aan naamskending. Hoekom? Want hy band wat jy en God gehad het, is weg van jou af. En wanneer die Here met jou wil praat, dan tree die duiwel in en hy is kwaad omdat die Here praat, dan bring hy jou in opstand, halleluja, om teen die werke van die Here Jesus op te tree. As om te sê, duiwel, wyk, Vader praat met my. Here praat met my, sê vir my waar's fout. Here sê vir my waar ek sonde. Here deel met my, halleluja. Daar's dinge, hoe kan ek sê, daar's maniere en maniere. Daar's baie keer maniere wat mense dit uit verband uitdruk, wat mense seermaak. Maar daar's 'n manier wat God jou gee om iemand te stuk ook. Dit sê my broer so en so. En ek wil julle bemoedig vanmôre om te sê, kinders van God, wat is dit? Kom ons hou vas vanmôre. Kom ons staan vanmôre, die keuse is joune vanmôre. Liewe Jesus gaan nou vanmôre hier verby. En hy roep jou vir die volgende diens. Wat gaan jou keuse wees? Baie mense sê dat die kerk vat jou nie hemel toe nie. Jy's die kerk. Jy's die kerk. Hier is 'n gebou van die samekoms. Van Genesis af het die Here gesê, gaan en bou vir my laar buite. Dit sal die tempel wees van samekoms, ons moet bid. Van Genesis vir Openbaar oor reg deur die Bybel, die Here gesê ons moet opgaan. Hy sê moenie so sommiges versuim om op te gaan in die huis van die Here. So ons moet opgaan na die huis van die Here. Anders sê jy, ek het nie nodig sê. Geliefdes, dit is nie dieselfde as jy in jou sitkamer sit en jy hoor iets hier, as wat in die teenwoordigheid van God is en die Here kan jou aanraak. Amen. Dit is 'n verskil. Dis hoekom ek gretig sy uitnodiging aanvaar om na die huis van die Here te gaan. Ek aanvaar dit gretig. Sê Here, dankie dat ek weer dat kan weet. En ek wil julle vanmôre bemoedig. Sê kind van die Here, kom ons staan vas vanmôre. Kom ons sê, Abba Vader, hier sit vanmôre. Halleluja, mag God julle seën. Mag die Here met julle wees. En ek wil vanmôre sê, bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Moenie toekyk as 'n ander een wil val nie. Moenie toesien dat 'n ander een moet val nie. Geliefdes, bid. Al is dit iemand eers in jou kerk of aan die ander kant, bid vir hom. Weet jy wanneer ek bid, dan sê ek, Here, seën al die gemeentes waar hulle u naam aan groot maak. Seën hulle. Bless hulle. Ek het nie nodig om jaloers te wees oor 'n ander kerk of nie. Here, bless daai kerk. Onthou net een ding, die woord van God sê, hy gaan jou oordeel volgens jou weldade. Vir Kosie Piet het in die kerk, miskien ek het baie keer nog gesê, daar sit dieper kinders van die Here in NG Kerk, as wat in Pinksterkerk is, hoor my woord vandag. Ek sê dit oor die wêreld vandag. Daar sit mooi mense, pragtige mense, maar hulle daar groot geword. God sal hulle oordeel vir dit, nie vir my. Ek kan nie om te gesê, maar jy weet, 'n Pinkster in die Bybel, Dawid het 30 myl voor die ark uitgekoor daar, en hy het met tamboeryne gespeel en dit, die Pinkster kom in die Bybel uit. Dit kom uit. Dis die waarheid wat ons doen. Maar bid julle. Nou die dag praat ek met 'n sekere persoon, 'n jong vrou. Sy deel so met my, sy sê vir my, weet jy wat? Sal jare is ek in die NG Kerk. Sy sê, maar iets is binne in my wakker geword. Kan jy nie my na 'n kerk toe vat waar hulle hande klap nie? As wat ek so geoordeel sê, jy sit daar. Ek is Pinkster, ek gaan hemel toe. Dit werk nie so. Die Here sê hy skaap, ek sê vir jou in die Bybel leer, hy skaap in alle krale. Amen. In alle krale. Kom, ons hou die hande vir die Here saam van sê Abba Vader, Jesus vanmôre. Maar ek wil vra dat ons weer een orkes vorentoe gaan kom, ek wil weer by 'n aanbidding liedjies sing wat ons nou nog gesing. En terwyl ons met dit aan afsluit geliefdes. Ek wil nie net hier sit en ons sê amen dag gaan. Ek wil jou vanmôre 'n bietjie net 'n paar minute geleentheid gee terwyl ons dan weer al lekker saam sing. Halleluja. Om te sê Abba Vader, hier sit vanmôre. Here, hierdie preek wat gebring het. Here, praat met my. Here, laat ek my hartstafel sal skrywe. En Here, dat U my sal help. Halleluja. Om dit te kan doen, te kan uitleef. Halleluja. Terwyl ons